Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Hartlik welkom by nog 'n episode van Familiewyse Welvaart. Ek het vir Karen later gaan saam met my. Hallo Karen. Hallo. Ja, dis lekker ook hierdie met ons kykers, die van julle wie ingeskakel is op ons YouTube kanaal of ons luisteraars, as jy op een of ander potgooi platform luister, te kan deel. So ons gesels in ons programreeks oor familiewyse welvaart. En ja Karen, waaroor gaan familiewyse welvaart? Ja, dit gaan nou oor hoe families op 'n baie wyse manier met hulle welvaart werk. Ja, en die welvaart kom tipies in die konteks wat ons daaroor praat uit hulle familiebesighede. Familiebesighede, ja. Ja goed, so Karen is 'n sielkundige beraader. Ons leer baie by haar. Sy het 'n meestersgraad in teologie, honeursgraad in sielkunde. Sy werk baie sterk met wat ons noem die kwalitatiewe kant van ons werk. Dis nou nie noodwendig die spasie waar die nommers en die syfers is nie, maar waar die emosies en daai tipe van goed is. Ek het 'n agtergrond in welvaartbestuur, beleggingsbestuur. Ek werk meer in die kwantitatiewe kant van dinge. Waar die nommers wel belangrik is. Goed, maar dit gaan nie net oor die emosies of die nommers nie. Dit gaan oor albei binne familiebesighede. So vertel gou vir ons kykers wie dalk 2 weke terug se episode gemis het, waaroor het ons daar gepraat? Ons het gepraat oor hoe deel 'n mens familiestories en hoe word daar beter besluite gemaak in jou besigheid. Ja, en Karen het vir ons hierso teruggeneem eintlik na toepassings wat sy in haar terapiepraktyk gebruik, bepaalde tegnieke, en ek het van daai tegnieke bietjie in 'n welvaartskonteks gaan toepas. So ek dink baie kosbare insigte uit daai spesifieke episode. By episode 106 waarna jy kan kyk. Goed, dit bring ons dan by episode 107. So ek wil vra dat Karen met ons deel waaroor ons vandag in episode 107 gesels. Ja, ons gesels vandag oor maak besluitneming in jou familiebesigheid meer demokraties. Okay. Goed, ja, so demokrasie is 'n groot woord, né? Nou, miskien moet ons by die etimologie van die woord begin. So as mens die woord demokrasie vat en jy gaan breek hom eintlik in sy dele, dan gaan dit oor demos, wat gaan oor die volk of die mense, en kratos is die krag of die mag. So wanneer mense oor demokrasie praat hulle tipies daarvan dat die mag kom af na die vlak van die mense en dat hulle sê het in hoe goed gebeur. 'n Autokrasie sal tipies iets anders wees, waar een gesaghebber, 'n koning of 'n sterk politieke leier of 'n monarg alleen die sê het en die breër bevolking nie noodwendig gestem en 'n sê het nie. So as ons in familiebesighede kyk, sien ons baie keer so familiebesighede groei en van generasie tot generasie gaan. Begin ons tipies met 'n stigter van die familiebesigheid. Sê vandag is dit oupa en ouma. Hulle bestuur daai besigheid baie sterk as patriarge en matriarge. So dit is dalk baie meer autokraties. Dan kom die besigheid af na die kinders toe. Kom sien na hulle 2 seuns of hulle 2 dogters, of 'n seun en 'n dogter of 'n kombinasie hiervan. Kom sien na hulle 3 kinders toe. Nou word hierdie besigheid tussen die siblings, die sibbe, die broers en susters, word die besigheid kan nou nie meer autokraties bestuur word soos wat dit was nie, en hulle kan ook nie in die familie meer so autokraties optree soos wat hulle in die verlede gedoen het nie, en nou word hulle eintlik gedwing deur hierdie oorgang van generasie 1 na 2 om meer demokraties op te tree. As die besigheid suksesvol is en na 'n volgende generasie toe gaan, generasie 3, dan beweeg ons van 'n sibling partnership tussen die broers en susters na 'n vennootskap tussen neefs en niggies. En dan moet jy net nog meer inklusief en meer demokraties raak. So hierdie is nie asof jy nou een oggend opstaan en sê, "Jesus, maar die besigheid was lank bestuur deur oupa en ouma as 'n patriarg, matriarg,
maar ons het nodig om meer demokraties te wees nie. Hierdie is eintlik 'n natuurlike proses wat gebeur met familiebesighede, soos die besigheid groter word, daar meer mense beide in die familie en in die besigheid betrokke raak. Jy geen ander keuse om die breër bevolking, die familie, te betrek wanneer daar groot en belangrike besluite geneem word, dat hulle kan voel maar hulle te sê in hierdie, en dat hulle eintlik bemagtig word om deel te raak van hierdie prosesse. Ja, en dit lei ook maar baie keer tot konflik in familiebesighede wanneer daar nie oor begin gaan word na jy weet 'n demokrasie toe nie, wanneer die grootouers wil ek amper sê generasie 1 te lank vashou aan om net al die besluite nie goed self te neem, en generasie 2 begin al weet ouderdomme word en hulle het hulle eie gesinne en hulle voel ook hulle wil deelnemend wees. Hulle wil ook sê wat gebeur in die besigheid. Dit is baie belangrik. Onthou, mens moet wys ook wees wanneer mens met hierdie prosesse werk. En ons help baie keer in die familiebesigheidsbeplanningsprosesse wat ek en Karen doen, help ons families om hulle grondwet te skryf. Nou in die grondwet skryf die familie tipies sekere reëls neer. So as jy wil deel raak van die familie besigheid, dan moet jy behoort aan die familieforum. Okay? As jy net wil deel wees van die breër familie, maar nie noodwendig deel wees van die familie besigheid nie, kan jy ook 'n lid raak van die familieforum. Maar dis 'n formele proses waardeur jy aansoek moet doen. So 'n geboortesertifikaat of 'n huweliksertifikaat maak jy nie noodwendig deel van die familieforum nie. Jy moet op ouderdom 16 byvoorbeeld aansoek doen en sê ek wil begin deel raak. Op ouderdom 18 raak jy formeel deel. Maar as jy jonger is en jy's nuuskierig oor wat gaan in die familie en die besigheid aan, kan jy dalk deel raak van 'n jeugforum. Sekere familiebesighede noem dit hulle jeugbrigade. En is dit eintlik 'n speelse manier wat jy begin oefen. Maar dit beteken nie nou jy het ewe skielik stemreg in die groter forum nie. Jy gaan ergens eendag, as jy sê 18 jaar oud is, formeel aansoek doen, jy gaan deel raak van die forum. Maar as 'n 18-jarige het jy nie noodwendig in daai forum 'n gelyke stem met jou pa en jou ma en jou oupa en jou ouma wanneer dit by belangrike sake kom soos die wysiging van die familiegrondwet nie. Jy kan byvoorbeeld eers dalk van ouderdom 25 of 30 kan jy 'n voorstel maak vir 'n wysiging tot die grondwet, en dan gaan mens deur 'n hele proses waar jy grondwetlike hervorming eintlik binne die familiebesigheid doen. Maar so jy kan nie nat agter die ore wees en een of ander simpel voorstel kom maak of die hele jeugbrigade kom probeer hier deur een of ander magsoorname die familiebesigheid kaap nie. So daar's intelligente beheerstelsels wat families in besigheid sit, maar wat jy wel wil sien is, jy wil graag hê soveel as moontlik van die jong mense moet kom aantree en sê ons wil deel wees van die jeugbrigade en ons wil graag sien dat soveel as moontlik van die familielede, of hulle nou in die besigheid is of nie, kom deel raak van die familieforum, deelneem, ingelig is. Dit is, wat die oomblik jy dit reg kry, dan begin die demokrasie eintlik. Ja, jy wil hulle stemme hoor en jy wil ook weet hoe dink hulle. Want as jy nie hulle stemme daar hoor nie, gaan die stemme van hulle iewers elders begin geld, weg van die besigheid af. Jy gaan later 'n rebellie en 'n paleisoorname en jy gaan die besigheid breek eventueel. En jy moet vir hulle 'n platform gee waarop elkeen 'n geleentheid het om op 'n ordelike manier, jy weet, hom of haarself te laat hoor. Nou, ek en Karen gaan net om hierdie vir julle prakties te maak. Gaan ons 3 groot woorde met julle deel, wat eie is aan familiebesighede wie dit reg kry om meer demokraties te raak. So, demokrasie is 'n abstrakte begrip. Hoe lyk dit wanneer ons prakties sien dat familiebesighede dit reg kry om meer demokraties te wees? Ek dink die eerste een van hierdie 3 woorde is, sulke families is in hulle interaksies met mekaar as familielede, maar ook in hulle interaksies met mekaar as, kom ons sê nou maar, mede-eienaars van die besigheid en mede-bestuurders binne die besigheid, is hulle baie deursigtig met mekaar. So, hier's oop en eerlike prosesse, as die konflik is, dan werk mense deur die konflik, goed word nie spreekwoordelik onder die mat ingevee en weggesteek. En daar's nie agendas nie. Mense kom nie met agendas nie. Ja, met verskeidelde agendas. Ja. En daarmee bedoel jy dat hulle
bedryf nie eintlik politieke agendas nie. Verseker. Daar's wel goeie agendas vir die familiebesigheidsvergaderings, nee, dis 'n ander tipe agenda. Ek bedoel nou daai agenda, jy weet dat mense nie kom met ek kom sê eintlik 'n ding so, maar ek bedoel eintlik 'n ding op 'n ander manier nie. Maar deursigtigheid kan ook wees as ons 'n moeilike kwessie in 'n familieforum gaan bespreek en die agenda van dit wat ons gaan bespreek gaan 'n week voor die tyd uit, mense sien presies waaroor dit gaan, hulle daag by die vergadering op, hulle kom behoorlik voorberei vir die vergadering, al die feite word op die tafel gesit, niks word weggesteek nie, en mense is nie bekommerd dat hier word belangrike inligting van hulle weerhou, dat as hulle daai inligting gehad het, sou hulle dalk 'n ander besluit geneem het. Ja, so ek dink, dit sê in wese maar waaroor deursigtigheid gaan. Goed, ons gaan gou 'n handelsflitsbreek neem. Dankie aan RGG wie hierdie vir ons moontlik maak. Ons is nou terug. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RGG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RGG, wysheid vir ware welvaart. Ja, dankie aan RGG. Ons is terug van ons handelsflitsbreek, episode 107 mense wat dalk nou eers ingeskakel het, waaroor praat ons? Ons praat oor maak besluitneming in jou familiebesigheid meer demokraties. Goed. En ons het gesê familiebesighede wie hierdie goed doen goed op 'n meer deursigtige manier. Ek dink dan sal twee ander groot konsepte, vir die een gaan ek twee woorde gebruik, wat ook eie is aan familiebesighede wie meer demokraties is. Die tweede groep woorde is die Engelse woord accountability, maar accountability slaan baie keer na twee kante toe. Dit beteken, ek is verantwoordelik, daar is die Engelse woord meer responsible, okay? Maar dit beteken ek is verantwoordbaar. Met ander woorde, hier's iets wat na my kant toe kom, of dit nou 'n taak is, 'n plig, 'n verantwoordelikheid, en ek doen dit, en ek kan terugrapporteer aan my baas, my senior, die trustees, die raad van direkteure of wat ook al, dat die stuk werk gedoen is en dat dit afgehandel is. So, as nou sulke gedrag in familiebesighede is, waar mense sê, maar luister, ek het hierdie vir jou gegee, ek weet jy gaan dit goed doen, en jy doen dit goed. So, dan lei dit tot geweldige vertroue in die besigheid. So, mense hoef nie te double check op mense, of te kyk of iets behoorlik gedoen is of afgehandel is nie. Daar's dieper vlakke van vertroue. En dit maak tipies ook besighede meer demokraties. Soos ek jou met hierdie projek kon vertrou, kan ek jou volgende keer met 'n groter projek vertrou, want ek weet jy gaan dit behoorlik afhandel. So vertroue kom ook sterk in spel hierso. Die laaste woord hier is eintlik baie eie aan 'n demokrasie, en dis deelname. So, as jy 'n demokrasie in jou familieonderneming begin regkry, beide aan die besigheidskant en aan die familiekant, dan kry jy dit reg dat meer en meer mense betrokke raak. Nou, mense wie in die besigheid werk is in elk geval betrokke. Die uitdaging wat ons in familiebesigheidsbeplanning sien, is om familielede wie nie in die besigheid werk nie, betrokke te hou by die familieonderneming, sonder dat hulle noodwendig in die besigheid hoef te gaan werk. En hier is die familieforum van onskatbare waarde, dis soos 'n familieraad. So die familieraad kan dalk eenmal 'n maand, eenmal 2 maande, eenmal 3 maande, later 2 maal 'n jaar by mekaar kom, en kan verskillende goed doen. Ons kan kyk na goed soos lede in die familie se sterktes. Ons kan 'n boek saam lees. Ons kan na van hierdie video-opnames saam kyk. Ons kan gereeld vergaderings hou. Ons kan ons familie grondwet werk. Ons kan gedragskodes skryf. Ons kan allerlei sulke tipe van goed doen. Sekere vergaderings kan meer formeel wees, waar ons dalk ons grondwet verander, of ander vergaderings kan totaal informeel wees, waar ons wat lemoenfees op die plaas het. Jy weet, so maar deelname. 'n Familiebesigheid is demokraties as jy breë deelname kry. So as die jaarlikse groot familiebyeenkoms in die Bosveldplaas opkom en die uitnodigings gaan uit na die familielede, dan wil
almal van heinde en verre na die byeenkoms toe optrek. So, daar's nie allerhande verskonings nie. Mense sal eerder ander goed afsit om na die familiebyeenkoms te kom, want dit is belangrik om vir oupa en ouma te sien, om my ooms en tannies te sien, om die neefs en die niggies te sien, om te hoor wat gaan in die besigheid aan, al op te vang op al die stories, die familiestories te vertel, die boek wat oor oupa en ouma geskryf is bekend te stel, hulle 80ste verjaarsdag te vier, hulle, kom ons sê, goue bruiloft te vier, pa en ma se 25ste huweliksherdenking te vier, die tweeling wat nou gebore is, sy geboorte te vier. Ja, hy's 110 goed wat 'n familie na mekaar toe kan trek, maar families wie hierdie reg kry, het 'n baie sterk eenheidsband binne die familie wat ook oorgedra word binne in die besigheid. Navorsers begin vir ons wys dat uit die sosiologie gaan dit oor sosio-emosionele welvaart wat hierdie families bou. So hulle is emosioneel volwasse, hulle sosiale verbintenisse is baie sterk. Ander taal wat die navorsers begin gebruik is, hulle sê hierdie familie begin eienskappe van familyness vertoon, beteken hier's 'n sterk eenheidsband, weet binne in die familie. So ons wil julle as familiebesighede uitdaag, dat julle hard aan hierdie kant werk, aan die sagte kant van goed. En dis wat ek en Karen ook in ons familiebesigheidsbeplanningsprosesse met familiebesighede doen. Ons dwing hulle om nie net met die harde goed, die syfergoed, daai goed te werk nie. Daai goed is ontsettend belangrik. Dit is belangrik om 'n goeie besigheidsstrategie te hê. Dit is belangrik om goeie governance aan die besigheidskant te hê met jou raad van direkteure en raad van trustees. Maar dit is net so belangrik om 'n goeie familiestrategie te hê, te belê in die menslike hulpbronkapitaal binne in die familiebesigheid, maar ook om goeie familie-governance te hê, om 'n goeie familieforum te hê, 'n goeie familiegrondwet te hê, en regtig sterk deelname binne in die familiebesigheid te hê, waar mense mekaar vertrou, waar hulle verantwoordbaar is, waar goed deursigtig is. Dit maak familiebesighede ongelooflike sterk besighede. Maar dit begin alles by demokrasie en dit begin by wanneer mense voel hulle word aangehoor en hulle te stem. En die oomblik wanneer mense voel hulle te stem, hulle word aangehoor, wil hulle deel wees van iets en wil hulle goed beginne opneem en verantwoordelik wees vir sekere goed en bydraes maak. So daai is ongelooflik belangrik in 'n familie om ek wil amper sê deelnemende bestuur op 'n demokratiese manier te bevorder. Ja, weet en ek en jy sien dit baie keer met die skoonkinders en familiebesighede. So baie keer sal families die siening hê is kom ons hou die skoondogters uit die familiebesigheidsbeplanning uit, want hulle gaan net jaloers wees op mekaar en mekaar beklei. Dis die verkeerdste ding wat jy kan doen. Trek hulle, kom ons sê hulle werk dalk nie in die familiebesigheid nie, of een werk in die besigheid en een nie. Maak hulle deel van die familieforum, van die familiebesigheidsbeplanningsproses, dat hulle ingelig is, dat hulle verstaan wat aangaan, dat hier nie kinderstories is nie, ek maak net as 'n vrouens alleenskinder, maar dit is waar vir mans ook. Dat hulle lief raak vir die besigheid, dat hulle klein kindertjies op hulle skote groot word en waar hulle oupa en ouma se storie vertel of skoonpa en skoonma se storie van die besigheid vir die kinders vertel, vir die kinders lief maak vir die besigheid. Jy gaan dit net reg kry as jy almal deel kan kry van die proses. So jy moet nooit die verskoning, ja, maar die familie is te groot, ons kan hulle nie bymekaar kry nie. Gaan werk dan in gesinsklusters waar jy met groeperings van die familie op 'n meer intieme vlak werk, maar waar jy ten minste dan eenmal 'n jaar die groter familie van gesinsklusters bymekaar trek, wat hierdie familie dan nou voel, maar ons behoort aan iets groters. Ons is deel van hierdie ongelooflike storie en fantastiese besigheid wat ons voorsate gebou het en waar ons die geleentheid het om die nalatenskap hiervan voort te bou. Right. Duidelik is ek en Karen passievol oor dit wat ons hier doen. In die volgende episode, in episode 108, gesels ek en Niels ons gaan Karen 'n bietjie 'n breekie gee oor hoe om op verskillende stoele in jou familieonderneming te sit of spreekwoordelik om verskillende hoede op te kan sit. Ek dink dis 'n baie belangrike gesprek om te hê. Vir meer inligting gaan loer gerus op ons webwerf rig.ac. Kyk ook gerus na ons skool van wysheid vir welvaart. Teken in op ons YouTube of Potgooi kanale as jy daarvan hou, deel dit met ander. Julle is ook welkom om ons te e-pos
by info@rig.ac. As hy 100%. Goed, en dan op die skerm sal jy 'n QR-kode sien wat jy met 'n slimfoon kan skandeer. Dit vat jou na 'n sê nou maar webwerf toe, ons familiewyse welvaart webwerf, wat jy eintlik in die palm van die hand, weet, op jou foon, na al ons YouTube videoetjies, ons televisie uitsendings, ons artikels kan gaan kyk. Alles maklik beskikbaar in die palm van jou hand. Goed, ons glo julle het waarde uitgekry. Ons wens julle alle sukses met julle familiebesighede toe, maar dat julle ook die wysheid sal kry om die welvaart wat daar uitkom goed te bestuur. Dankie, Karen. Totsiens. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.